Goeiedag broers en susters, dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vandag weer op hierdie unieke manier saam met jou deur die digitale media saam om God se woord te kan sit en ook so te kan ontgin wat God vir ons vandag uit sy skatkis, naamlik sy woord, vir ons wil sê. Maar voor ons dit doen, kom ons raak stil, kom ons raak rustig en kom ons gaan sit by die voete van die Here en hoor wat hy vir ons wil sê. Ons liewe Hemelse Vader, ons wil U dank vir die voorreg wat ons het om by mekaar te kan wees. Liewe Here, ons wil U loof en ons wil U prys dat ons weet dat deur die kragtige werking van die Heilige Gees U nog steeds vir ons die woord oopsluit en dat ons op hierdie manier waarlik kerk kan wees. Liewe Here, dis my gebed dat wanneer ek hierdie teks lees en wanneer ek my gedagtes deel, dat U my totaal en al sal stil maak. Dat U my sal in die agtergrond sal laat verdwyn en dat U ten volle na vore sal tree en dat U met U kind sal praat. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons lees vandag uit Jesaja 11 vers 1 tot 10 en ek lees in die opskrif daar is die loot uit die stomp van Isaai. 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus. Die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens die uiterlike skyn nie, en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor, en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel. Met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly. Luiperd sal dan tussen bokkies lê. Kalwers, leeu's en voerbeeste sal bymekaar wees, en klein seentjies sal vir almal sorg. Koeie en beere sal saam wei, hulle kleintjies sal bymekaar lê. Leeu's sal gras eet soos beeste. Babietjies sal by die gate van adders speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaai 'n vaandel wees vir die volke. Die nasie sal na hom vra en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Ons lees tot sover. Jesaja praat hier van iets baie vreemd. Hy gebruik 'n vreemde prentjie om vir my en vir jou iets te probeer verduidelik. Die prentjie van 'n afgekapte stomp waar 'n nuwe loot begin groei. En dit is so 'n vreemde teks om te lees in die tyd waarin ons onsself nou bevind in hierdie feesgety, waar ons onsself regmaak vir die viering van Jesus se geboorte. Vanuit 'n dooie stomp 'n nuwe loot. Ek dink jy sal met my saamstem dat so 'n stomp wat van baie dood en van geen hoop resoneer by baie van ons. Soos die Engelsman sal sê, 'n gevoel van hopelessness gaan baie keer oor 'n mens. Selfs in tye as ons onsself bevind in 'n feesgety. Want baie van ons wat nou hierso sit en luister na hierdie opname, sit heel moontlik in 'n tyd wat hulle voel soos 'n dooie stomp. Miskien is jy een van die mense wat die vermoë verloor het om te droom. Om net te droom oor wat lê voor vir jou in 2026. Wat lê vir jou voor môre? Om net te droom en opgewonde te wees oor die dag van môre. Want die toekoms lyk nie rooskleurig nie. Dis so uitdagend.
En dan gebeur daar altyd vir my 'n verskriklike interessante ding, 'n hartseer ding. Ons beweeg in 'n tipe van 'n negatiewe aanvaarding in. 'n Negatiewe aanvaarding. En wat bedoel ek daarmee? Ek aanvaar nou maar, my finansies is maar net swak en ek kom nie daarby uit nie. Ek aanvaar nou maar net, die wêreld is in chaos. Dalk is jy 'n student op universiteit of op skool en jou punte is net nie goed nie en jy lewe konstant met hierdie bekommernis, maar gaan ek deurkom hierdie jaar? Gaan ek hierdie semester slaag? Gaan ek dit maak? En jy raak half afgestomp in hierdie negativiteit. As jy vandag in hierdie feesseisoen so voel, of onlangs so gevoel het, of in die verlede, wil ek vir jou sê, ek verstaan as jy sê, jy verlang na 'n nuwe lewe. Jy verlang na 'n nuwe vrede in jou lewe. Jy verlang na 'n nuwe vreugde. En dan wil ek ook vir jou sê, jy is vandag op die regte plek. Hoekom sê ek so? Kom ek gee julle net so 'n klein bietjie agtergrondkennis van die teks waaroor hier geskryf word. Israel was God se groot pragtboom gewees. Dit was die volk van Dawid gewees. Maar deur sonde, soos wat die mensdom maar is, en ek en jy, en afgodery, het God toegelaat dat daardie pragtboom afgekap word. God het toegelaat dat Israel afgekap word. Maar uit daai familieboom en familiestam kom daar 'n familiebloedlyn waar daar iemand bitterlik spesiaal moet en moes en gekom het. En sy naam is Jesus Christus. En met hierdie bloedlyn, uit daai dooie stomp wat agtergelaat is, deur God wat toegelaat het dat daai pragtboom afgekap is, naamlik Israel, het daar 'n nuwe koning gekom. Kom ek lees vir julle wat bring hierdie nuwe koning. Vanaf vers 2 lees ek vir julle. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees van wysheid en insig, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die eenheid. Eenvoudig gestel, daai kind wat gebore is in 'n stal, kom uit dooie stomp. En hy bring dit alles vir jou en meer. Broers en susters, dit maak my ongelooflik opgewonde om te dink dat God het 'n dooie stomp gebruik, dat hy toegelaat het dat 'n volk, 'n koninkryk van Dawid, 'n dooie stomp geraak het, en nog steeds het hy vir my en vir jou so lief, dat hy daadwerklik uit daai dooie stomp 'n loot laat groei het, en dat Jesus Christus uit daai bloedlyn gekom het, want hy het jou so lief, hy het vir my so lief, en dat Jesus gesterf het, en vir my en vir jou die ewige lewe te kan gee. Maar nou weet ek weet, dat ons emosies so baie kere in die pad staan, want ons het hierdie ervaring, hoe is dit moontlik? Ek voel soos hierdie dooie stomp, ek het nie die krag nie, ek het nie die mag nie, hoe gaan ek dit reg kry om 'n nuwe loot te spruit? Hoe gaan ek vorentoe? Hoe beweeg ek vorentoe? En dit is waar God vandag met my en jou praat. Behalwe dat God vir my en vir jou vandag hierdie pragtige beelde skep van waar kalwers en leeu's en voerbeeste bymekaar sal wees, waar klein seentjies sal sorg en hulle hande sal uitsteek na giftige slange, waar hy vir ons regtig berusting bring, vir ons vrede bring, vir ons
regtig 'n gemoed, rustigheid van gemoed wil bring, is daar iets wat ek en jy ook kan bydra tot by hierdie proses. En my eerste uitdaging aan jou vandag is, bid vers 1, 2 en 9. Bid vers 1, 2 en 9. 'n takkie sal uitsprei uit die stomp van Isaai, 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees van wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van kennis van die Here, soos die see vol water is. Ek daag jou uit. Gaan kry ek ou kersie en steek 'n kersie aan. En merk dit af tot en met die dag wat ons Jesus se geboorte vier. En bid hierdie gebed. Gebruik hierdie 3 verse en sit hulle bymekaar en maak dit deel van jou gebedslewe en merk dit elke dag af. En glo in hierdie woorde wat hier uitgespreek word uit God se woord uit, want dis nie my woorde nie, dis nie jou woorde nie, dis God se woord. En hierdie woorde bring vir ons vreugde, dit bring vir ons hoop, dit bring vir ons net weer soveel meer lewe en krag. Die afgelope tyd lê die Here dit my so swaar op die hart, dat ek weer let op die krag wat die tong het, soos wat die woord sê, en dit wat in ons harte aangaan, en dit wat in ons gedagtes aangaan. Die krag wat God vir ons in ons gedagtes en op ons tong lê. Dit wat ons dink, dit wat ons sê, dit wat ons glo. En ek wil vir jou uitdaag, wanneer jy met God praat en jy bid hierdie woorde en jy gaan met nederigheid en jy gaan met absolute vertroue na die Here toe, dat jy absoluut sy vreugde, sy rustigheid en sy kalmte en sy sterkte en sy wysheid in jou lewe sal weer begin ervaar. En dat hy dooie stomp wat jy voel jy is, dat jy sal voel hoe daar 'n nuwe, lewende, kragtige loot begin uitgroei. 'n tweede uitdaging wat ek vir jou wil aanpor, is begin 'n persoonlike projek. En ek gaan sommer 'n naam vir jou gee vir hierdie projek. 'n loot vir hoop. 'n loot vir hoop. Wees 'n loot van hoop vir iemand anders vandag. Wees daarop uit om 'n loot van hoop te wees vir iemand anderste. Dit kan jou man wees. Jou man is dalk moeg gewerk van die jaar, hy is dalk op, en jy self kan ook so voel. Maar wees 'n loot van hoop vir hom, deur jou doen en late, en hoe jy hom ondersteun. Jy ken daai karwag wat jy elke keer by die winkelsentrum kry? Gaan vat 'n R10 noot, of 'n R20 noot, en gaan ruil dit uit vir 'n klomp 50 sente, en maak jou asbakkie in jou kar vol met 50 sente. En as jy nou weer stop by daai winkel, en daai karwag kom na jou toe, gee vir hom 'n paar van daai 50 sente, maar vra sy naam, vra vir hom hoe was sy dag, en wens vir hom 'n geseënde dag toe. Bring vir daai man of vrou ook weer hoop. En as dit vir jou moontlik is, skakel in by die gemeente. Wees 'n loot van hoop binne in die gemeente waarin jy jouself bevind. Want jy sien, hoekom sal jy dit doen? Want jy begin dit dan leef. Jy begin leef daai kragtige loot wat uit jou dooie stomp uit begin groei, en dit loop oor na ander. Jou loot van hoop raak dan jou eie persoonlike, groeiende, kragtige loot van hoop. Dis ongelooflik hoe God ons geskape het. Die oomblik as ons diensbaar raak vir ander mense, is dit juis wanneer ons sterker raak binne in onsself. En dan iets wat Jesus vir ons leer van dag 1 af. Soek
iets om voor dankbaar te wees. Ek het nou die dag die mooiste ding weer gelees, 'n ou wysheidstelling. Wat sal gebeur as jy môreoggend wakker word en jy nie dankie gesê het vir God gisteraand toe jy gebid het nie? Hoe sal jou dag lyk as jy van môreoggend wakker word en jy het nie vanaand dankie gesê vir alles wat jy vandag gekry het nie? En ek wil regtig jou uitdaag, sit en dink 'n bietjie oor hierdie vraag. Sit en dink net 'n bietjie hieroor. Ons is in die aande baie kere geneig om net vinnig 'n gebedjie af te rammel en dan net dankie te sê, dankie Here, dankie vir dit en daai en vergewe my sondes en ek loof en prys U en amen. Maar as jy regtig gaan sit en dink oor wat het jy vandag gehad? Die voorreg gehad om miskien jou kind te kon vashou, miskien die voorreg gehad om 'n werk te kan hê, die voorreg om jou longe ten volle te kan gebruik en nie te sukkel nie, dat jy gesond is, dat jy 'n dak oor jou kop het, dat jy dalk nie 'n voertuig het nie, maar jy kan bekostig om 'n Uber werk toe te vat, dat jy miskien 'n rygeleentheid saam in 'n ryklub het. As jy regtig gaan sit en dink en jouself uitdaag om vir die Here dankie te sê vir alles wat jy het vandag, al voel dit nie vir jou soos 'n skatryk persoon dalk sal hê nie, of iemand wat meer bevoorreg as jy is hê, dink ek jy sal die hele nag lank bid en die volgende dag om vir God regtig daadwerklik dankie te sê vir alles wat jy in een dag by God gekry het. Ek sluit af met 'n verhaal wat vir my so 'n inspirasie is en ek wens ek hierdie video greep om vir jou te kan wys. Dit is ergens daarbo in Gauteng, die spesifieke area in Township waarvan ek gaan praat, se naam ken ek nie spesifiek nie. Ek het dit raakgeloop op sosiale media. Maar dis 'n jong man wat groot geword het in 'n township, maar hierdie township het verskriklike vervalle geraak. Die munisipaliteit het heeltemal opgegee, of dit nou is weens omdat daar nie geld is nie. Die polisie het moet opgegee omdat die geweld en dinge net so woes gegaan het dat die polisie letterlik begin terugtreë het. Absolute chaos. Mense het hulle rommel gestrooi. Daar waar die kinders moes gespeel het, waar daar 'n speelparkie was letterlik, soos 'n Engelsman sal sê, 'n dump site gewees. Dit was net sakke met vuil goeders, gemors wat gestrooi is tussen die mense, tussen die klein huisies, tussen die singdakhuisies was dit net rommel gewees. Net daar waar die mense geloop het, was 'n dun paadjie en dit was 'n absoluut, kinders moes tussen vuil, absolute vullis gespeel het. En hierdie jong man het besluit, al is hy een man, gaan hy 'n verskil maak. En hy het begin om stuk vir stuk daardie speelgrond skoon te maak. Want hy wou vir die kinders, waar hy groot geword het en moes gespeel het tussen gemors, waar hy dit nie vir ander kinders gehad het wat daar nou is nie. En hy het begin man alleen. En so het van sy vriende begin sien wat hy doen en vir hom gevra wat hy doen. En het hy begin om ander te inspireer om dit saam te doen. En dit was nie lank gewees nie. Toe het hulle daai speelgrond skoon gemaak, veilig gemaak. Hulle het geld ingesamel en verf as donasies gekry. Hulle het die plek pragtig geverf en hulle het oorgedoen en hulle het hierdie ongelooflike omgewing gemaak. Die rondom talies is geherstel, die swaaye is geherstel. Almal van die gemeenskap het saamgestaan om hierdie plek weer skoon te maak. En dit het hierdie ongelooflike ripple effek gehad. Mense van buite af, mense wat nie net in die township was nie, maar mense wat van ver af, wat in die stad gebly het, en mense wat op ander plekke is, het bygedra finansiëel, en op die einde van die dag is 'n nie winsgewende organisasie gestig. En het so groot geraak dat hulle daai hele area sonder die hulp van die munisipaliteit of van enige staatsgedrewe projekte
het hulle daai hele omgewing skoon gemaak, kindervriendelik. Die kriminele syfer en statistieke het gedaal en mense het letterlik daai plek handomkeer verander in een van die mooiste gedeelte. Nuwe bome is geplant, groentetuine is aangelê. En as jy in die video wys hulle so mooi hoe dit gelyk aan die begin en hulle op dieselfde plek gaan staan waar die kamera was voor die tyd en hulle het weer 'n skoot geneem en dit lyk soos asof daar ewe skielik net 'n paradys in hierdie township ontstaan het. En dis wat God vandag vir my en vir jou wil kom sê. Jy mag miskien voel soos 'n dooie stomp. Jy mag miskien voel of jy in hierdie feesgety in absolute rommel lê. Maar Jesus is hier. Ons vier sy geboortedag. En hy is absoluut die krag in jou nuwe lood wat uitgroei uit daai dooie stomp. En ek en jy moet net vasklou. Ons moet dit spreek oor ons lewens en spreek in ons gebede. En ons moet 'n lood van hoop wees verander. Dat ons mekaar kan dra. En dat die Heilige Gees ten volle werking kan kom in ons lewens. Liewe Here, baie dankie. Dankie dat U vir ons vandag kom en vir ons in U woord kom sê dat U absolute hoop, vreugde, rustigheid vir ons bring. Nuwe lewe, nuwe vreugde, 'n nuwe lewe in ons. Dat uit hierdie dooie stomp wat ons in vaskyk en waar ons gepers voel, dat U 'n nuwe lood laat begin skiet, liewe Here. Here, dankie dat U vir U liefde en U genade. En Here, dankie dat ons in hierdie tyd onsself kan voorberei vir die geboorte van Jesus Christus wat plaasgevind het, dat vir ons sondes kom sterf het. En dankie dat U bereid was om Uself te verneder, om vir ons nuwe lewe en nuwe vreugde te bring. In Jesus se naam. Amen.